Baie dankie, kom ons neem ons sitplekke. Baie welkom vanaand. Ek is so bly dat jy vanaand hier is. En ek wil vanaand die Here vertrou dat daar iets groots in jou lewe sal gebeur. Ek het regtig gedink aan vanaand, vandag. Hierdie naweek is 'n baie spesiale naweek vir die kerk. Want ons dink aan wat in Handelinge gebeur het. En wat Jesus beloof het sal gebeur. En dit was nie toevallig, dit was deel van God se plan om die wêreld te verander. En die een ding wat die wêreld verander het, was die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was die begin van kerk. Maar dit het net nog nooit opgehou nie. En vanaand is jy deel van dit wat Jesus beloof het. En ek wil regtig die Here vanaand vertrou. Vanaand gaan nie oor 'n preek, oor sang en so meer nie. Vanaand gaan oor jou, dat iets in jou lewe sal loskom. Dat jy 'n begrip sal verkry van die Heilige Gees. En dat jy 'n honger sal kry vanaand na die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat die derde persoon van die goddelike drie-eenheid is. En wat jou lewe totaal kan transformeer. Wat jou lewe aan die brand kan steek soos wat jy nie gedink het moontlik is nie. Want die Heilige Gees is die antwoord van God op jou gebed. En baie keer dink ons weet wat ons nodig het. Ons vra dit van die Here. Maar die een persoon wat jy in jou lewe nodig het, wat jou gaan help om alles te oorkom, is die Heilige Gees. En vanaand gaan baie spesifiek en spesiaal wees, want ek wil nie net heel aand die woord bring nie, maar ons wil 'n bedieningsgeleentheid skep vir mense wat voel daar's 'n tekort van God se Gees in hulle lewe. En ons gaan so 'n bietjie daaroor praat en dan gaan ons bedien. Maar ek wil weer begin waar ek vanoggend begin en geëindig het. Ek gaan nie vanoggend se woord weer bring nie. Maar Jesus het iets baie spesifiek en baie belangrik gesê in Handelinge 1 vers 4. Net voordat hy met sy hemelvaart opgevaar het na die hemel, het hy vir sy disippels gesê, moenie Jerusalem verlaat, voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het. En later sê hy, wat het hy beloof? Hy sê, julle onthou mos dat ek vroeër vir julle daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Moenie Jerusalem verlaat, voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. En baie keer mis ons 'n belangrike ding, en dit is dat Jesus het geweet dat in die volgende tydperk wat gaan plaasvind, gaan groot dinge gebeur, aardskuddende dinge gebeur, wat die wêreld in die brand gaan steek. Maar daar gaan ook moeilike dinge gebeur. En dit is die werklikheid van ons lewe, nê. Daar lê vir ons elkeen 'n klomp uitdagings voor. En hierdie week het ek vir iemand gesê, ek het nou vrede gemaak met die feit dat ons almal iewers elke week uitdagings gaan beleef. En die een wat jou help om alle uitdagings te oorkom is die Heilige Gees. En net soos wat Jesus dit bedoel het vir sy disippels, moenie Jerusalem verlaat, totdat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Hy het geweet, as hy sy Heilige Gees in hulle gee, en aan hulle gee, gaan hulle die wêreld in die brand steek. En gaan hulle al die moeilike goed wat op hulle lewenspad kom, gaan hulle oorkom. En die disippels het daar gebid in die bovertrek, en dit is 'n baie interessante plek. Ek was 'n hele paar keer in my lewe al in daai bovertrek in die ou gedeelte van Jerusalem. En dit is eintlik fenomenaal as jy daar kom, en jy sien hoe die woord in vervulling gaan, jy weet, en wat daar gebeur. Dit is eintlik so op die eerste verdieping, as ek nou kon sê, daar's 'n grondvloer, die eerste verdieping van 'n gebou is hierdie bokamer. En dit is amper so groot soos Maestro, en met 'n klomp pilare tussenin, en jy kan amper net jouself verbeel, hoe was dit gewees in Handelinge 2? Toe die mense, die disippels van Jesus daar by mekaar gekom het, en hulle het gebid en gesê, ag Here, gee vir ons hierdie belofte. Gee vir ons hierdie belofte. U het gesê, ons moenie uit Jerusalem uit weggaan. Ons moet niks doen voordat u ons nie die Heilige Gees die belofte gegee het nie. En die volgende oomblik, en ek lees dit vir julle in Handelinge 2 vers 1 tot 4.
En die dag toe Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eetdragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het op elkeen van hulle gesit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om dit uit te spreek. En onmiddellik was daar 'n vuur wat aan die brand was in mense se harte. Hulle lewens was getransformeer tot in 'n nuwe dimensie. En dit is so interessant, as jy nou daai boventrek kom in die ou stad Jerusalem, dan begin Petrus nou praat, en hy begin verduidelik wat het hier gebeur, want die Bybel sê, party mense het gesê, die mense is dronk, hulle is buite hulle sinne, hulle is besig om God te aanbid, en hulle praat in vreemde tale, en dit lyk soos 'n groot chaos. En Petrus sê, dit wat julle hier sien gebeur, is nie 'n onverwagte gebeurtenis nie, 'n toevallige gebeurtenis nie. Die profeet Joël het hierdie goed voorspel. Het gesê, daar gaan 'n dag kom dat God sy gees uitstort op alle vlees. En Petrus begin praat, wat so interessant is, in Petrus se toespraak sê hy op 'n stadium, hy sê, ons is hier naby die plek waar Dawid, die koning van Israel, begrawe is. Nou, letterlik as jy in die boventrek daar in die ou stad Jerusalem inkom, dan as jy so met die trappies afgaan, net onder dit is Dawid se graf, waar die Jode tot vandag toe nog bid en die Messias terugroep. En dit is so histories, dit is so werklik, en elke keer as ek daar kom, dan weet ek skielik net, dat God het kragtige ervarings bestem, soos daardie, nie net vir die Jode, en die mense en die Christene, wat daai dag in die boventrek by mekaar is nie, maar letterlik reg deur Handelinge, tot vandag toe, dit het net nooit opgehou nie, dat God sy gees uitstort op alle vlees, op mense wat dit begeer, mense wat daarna soek. En as jy vanaand soek na die Heilige Gees sonder mate in jou lewe, want dit is wat doping in die Heilige Gees beteken. Dit beteken dat God se Heilige Gees in jou gee, oorvloedig, oorstromend in jou binneste gee, en jou lewe word verander. En ons sien reg deur Handelinge, en ek wil nie lank daaroor praat vanaand nie, maar baie mense maak die fout om te dink dat die ervaring daarvan om 'n Christen te word, om wedergebore te word, is dieselfde as die vervulling met die Heilige Gees. Dit is nie dieselfde ervaring nie. Gaan lees Handelinge baie noukeurig, en jy gaan sien dat Jesus het gesê vir die man wat hom in die nag kom sien het in Johannes 3, het hy gesê, man luister, die Heilige Gees sal jou wederbaar, die Heilige Gees sal maak dat jy wedergebore word, en wedergeboorte is die werk van die Heilige Gees, dis in jou hart en jou lewe, dat die Heilige Gees jou vertel van Jesus Christus se versoeningsdood, en wat dit vir jou lewe beteken, en daai oomblik word jy kind van God. Maar reg deur Handelinge sien ons dat dooping in die Heilige Gees is iets anderste. Bekering en wedergeboorte is wanneer ek my lewe aan die Here gee. Maar doping in die Heilige Gees is daardie kragtige daad van God, waar hy sy gees sonder mate in jou lewe gee. En daar's baie skrifgedeeltes, en ek gaan nog net so 3 vanaand opnoem. Die een is in Handelinge 8. Die Bybel sê dat Filippus, een van die eerste diakens van die kerk, het die evangelie begin verkondig in Samaria. En 'n klomp mense het tot bekering gekom, het tot geloof gekom. Maar, sê Handelinge 8 vers 16, want hy, die Heilige Gees, het toe op niemand van hulle geval nie, want hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. En toe hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. En hier was hierdie mooi storie van Filippus wat die evangelie verkondig het, die mense tot bekering gekom, en die Heilige Gees het op niemand van hulle gekom nie. En die Bybel sê, die eerste kerk in Jerusalem, wat daar in die boventrek waarskynlik nog steeds by mekaar gekom het Petrus en Johannes gestuur na Samaria, om te bid vir hierdie mense, en ek lees dit vir jou, hulle die hande opgelê, en hulle die Heilige Gees ontvang, en dit was so kragtig gewees, daar was 'n towenaar, wat ook tot bekering gekom het, Simon, die towenaar, en hy was bekend gewees met towerkuns, maar toe hy sien hoe die Heilige Gees mense vervul,
toe dog hy, maar hy kan sommer hierdie gawe sommer net bykoop, as iets wat hy kan nog voortgeset gebruik in sy towerkuns. En ons weet, hy is toe daar bestraf, deur Petrus en Johannes. 'n ander storie, Cornelius. Hy was 'n hoofman wat in Caesarea gebly het. Nou, tot vandag toe kan jy in Caesarea besoek. Dis vernoem na die Caesar. Dis so 'n hawestad. Die mooiste hawestad wat jy kan dink. Maar 'n oudtydse, antieke hawestad met nog arenas en waar die mense met perde wedrenne gehardloop het, wat nog die oorblyfsels daarvan, die tronk waar Paulus deurgebring het, is ook daar. Maar Cornelius was die hoofman van 'n Italiaanse afdeling van soldate, Romeine, in Caesarea. En die Bybel sê, Cornelius is 'n hele huisgesin het tot bekering gekom. Hulle het gehoor van Jesus, hulle het hulle geloof in Jesus Christus geplaas. En hulle was van die eerste heidene, as ek kon sê, heidene in die Bybel is die nie-Jode wat tot bekering gekom het. En op daardie stadium was Petrus ook in 'n hawedorpie, Joppe, wat jy ook tot vandag toe kan besoek, Simon die leerlooier se huisie in Joppe. En hy was daar besig om te bid, en die volgende oomblik toe wys die Here hom 'n gesig. En hy sien 'n laken met 'n klomp onrein diere wat Jode nie mag eet nie. En die Here sê vir hom, eet, dis die Here, ek mag dit nie eet. En die Here sê, wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein maak nie. En wat Petrus gehoor het, die Here sê vir hom, dat die evangelie is nie net bedoel vir die Jode nie, is bedoel vir ons, wat vandag in hierdie kerkgebou sit, ons wat nie Jode is. Dis vir ons bedoel. En Petrus hoor toe dat die Here vir hom sê, dat hy moet die evangelie na mense wat nie Jode is uitdra. En die Here sê vir hom, daar gaan nou 3 manne aan jou deur klop, en die volgende klop daar 3 manne aan Simon die leerlooier se huis. Hy sê, gaan saam met daardie manne, hulle gaan jou vat na 'n man toe, 'n gesin toe, wat God nodig het, wat die Heilige Gees nodig het. En die Bybel sê, en Petrus het daar na Cornelius in sy huis toe gestap. Daardie tyd het hulle gestap, het is nogal 'n ver end gewees, saam met hierdie 3 manne. En die Bybel sê, en Petrus was besig om vir Cornelius en sy hele huisgesin te verduidelik wat het met hulle gebeur. Wedergeboorte is een van die grootste dinge wat in jou lewe met jou kan gebeur, is jy word kind van God. En jou lewe word getransformeer. En elkeen van ons wat hier is, wat 'n kind van God word, onthou daai oomblik. Waar Jesus Christus in ons lewe ingekom het, ons lewe getransformeer het, ons sonde vergewe het, en vir ons 'n ewige hemelse losprys gegee het. Ons almal onthou daardie dag wat kinders van die Here is. En Petrus verduidelik vir Cornelius en sy hele huisgesin. En die Bybel sê in Handelinge 10, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal van hulle geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. En ons sien reg deur Handelinge hoe mense vervul is met die Heilige Gees. Mense wat kinders van God is, vervul is met die Heilige Gees, en hoe dit hulle lewe getransformeer het. Ek wil doelbewus nie vanaand praat oor Paulus in Handelinge 19, toe hy in Efese kom, in die bekende hawestad Efese, waarvan die boek Openbaring ook skryf, een van die briewe is aan die gemeente van Efese. En die Bybel sê, hy het daar disippels van Johannes die Doper raak geloop. En hy sien toe dadelik, hier's 'n groot fout met hulle. Hulle is kinders van die Here, maar hulle ken nie die Heilige Gees nie. En hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle tot geloof gekom het? En die disippels van Johannes sê, ons het nie eens gehoor en geweet van die Heilige Gees nie. En ons lees daar dat Paulus hulle gedoop in die naam van Jesus, en hy het vir hulle hande opgelê en hulle die Heilige Gees van God ontvang. Reg deur die Bybelse geskiedenis sien ons hoe mense hierdie doop en vervulling met die Heilige Gees ontvang het, en hoe dit hulle lewens getransformeer het. En miskien begeer jy dit ook. Ek
dink daar's twee belangrike goed wat met ons moet gebeur. Miskien sê jy vanaand, maar ek is al vervul met die Heilige Gees, maar het voel of ek het langs die pad verloor het. Want die Heilige Gees is 'n persoon, dit is letterlik soos iemand wat in jou huis ingenooi word om saam met jou te kom bly. Want Jesus sê dit in Johannes 14. Ek sal vir julle 'n ander raadgewer gee, wat by julle sal wees. In julle sal bly, sê hy later in Johannes 14. En dit is soortgelyk, en ek dink dit is wat baie keer gebeur met die Heilige Gees in ons lewens. So kom mense gedoop en vervul word met die Heilige Gees, maar later daardie ervaring van die Heilige Gees verloor. Want dit is letterlik soos iemand wat jy innooi in jou huis en jy ignoreer hom vir die res van jou lewe. En dit is wat Paulus bedoel by bedroef die Heilige Gees. Jy besef nie dat die Heilige Gees kan elke oomblik saam met jou wees. Vanoggend net na die diens, nadat ek gepreek het, het 'n oom en 'n tannie uit 'n ander kerk het vir my gevra, praat met ons. Ons het vanoggend het ons iets gehoor wat ons nog nooit so gehoor het nie. Is die Heilige Gees nie maar net bedoel vir as ons hier by mekaar kom? Nee, glad nie. Ja, ook as ons by mekaar kom. Die Bybel sê dat in die gemeente, sê Paulus in Korintiërs, is daar gawes aan mense gee om mekaar te bedien, mekaar te bemoedig, mekaar te versterk. Maar die eerste ding van die Heilige Gees, wat Jesus gesê het, maar julle sal krag ontvang, wanneer julle die Heilige Gees ontvang, en julle sal my getuies wees. Hoor 'n bietjie, die Heilige Gees is nie bedoel vir in die kerk nie, dis bedoel vir as jy by die huis is. Want weet jy wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees maak God teenwoordig in jou lewe nou. Dit maak dat jy daardie belewenis het in jou eie huis. God is saam met my, God is in my. Daar's 'n krag in my lewe wat ek nooit gedink het moontlik kan wees. Dit wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees maak dat jy by jou werk instap, en jou werk kan nie dieselfde wees nie, want God se Heilige Gees is saam met jou, in jou, met jou, en duiwel skreeu uit by jou werk, as jy instap daar. En dit is wanneer mense sê, toe jy instap in hierdie plek, was dit asof God in ons gebou ingekom het. Dit was God se bedoeling. Hy bedoel nie, ons gaan sy getuies wees, ons gaan net oral praat oor hom en preek vir hom en so. Hy bedoel letterlik, dat wanneer mense jou sien, in die wêreld uitbeweeg, gaan hulle God sien. Hulle gaan iets van God beleef. En daarom is dit vir ons so belangrik, om hierdie ervaring deel van ons lewens te maak. 'n groot en 'n belangrike vraag wat jy dalk nou vra, is, hoe kan ek dit ervaar? Dit wat Jesus beloof het. Jy weet, selfs Johannes die Doper, hy het so pragtig gesê, hy het gesê, ek het julle met water gedoop, maar hy, Jesus, sal julle doop met die Heilige Gees. Jesus sê self, Johannes het met die water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En ek wil net 4 eenvoudige stappe vir jou gee. Jy weet, ek het jare terug toe ek tot bekering gekom het en die Heilige Gees ontvang het ek gedink letterlik iemand moet die Heilige Gees in my inskit. Jy weet, jy moet in 'n kerkdiens uitstap en dan moet jy voorkom staan en moet hulle jou vat en hulle moet hom in jou inbid. Jy weet, so iets. En hier gaan bonatuurlike goed met jou gebeur. En baie keer gebeur bonatuurlike goed met jou wanneer jy vervul word met die Heilige Gees. Maar sonder om na al hierdie ander goeters te kyk, dink ek daar's 4 belangrike stappe oor hoe ek die Heilige Gees kan ontvang. En Petrus maak dit baie duidelik. Toe die eerste keer toe die Heilige Gees uitgestort is, toe vra die mense, wat moet ons doen? Ons wil ook hierdie Heilige Gees hê. Inteendeel, Handelinge 2 vers 38 sê die Bybel eintlik 37, die mense was diep in hulle hart getref. Hulle het wedergeboorte ervaar in daardie oomblik. Hulle het ervaar hoe hulle God se kinders word in daardie oomblik. Wat moet ons doen om ook dit te ervaar, vra die mense vir Petrus. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou wedergeboorte
is iets wat God in my lewe doen. Ek kan nie myself 'n kind van God maak nie. Dis daai oomblik wat die Heilige Gees kom en hy werk soos wat hy wil en hy maak my sy kind. En as jy weer daai preek, daai skrif net weer kan opsit. Nou veral, wat moet ons doen? Ons is nou net kinders van God geword en Petrus sê, bekeer julle. Bekeer jou is iets anders as wedergeboorte. Wedergeboorte is dit wat God doen. Bekeer jou is wat jy doen wanneer jy jou rug draai op sonde en ongeregtigheid in jou lewe. Wanneer jy besef, maar ek het nou kind van God geword, ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie. En laat elkeen van julle gedoop word. Doop van gehoorsaamheid, om Christus in die doopwater te volg, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So die eerste plek moet ons wedergebore word, voordat ons die Heilige Gees kan ontvang. En die tweede plek moet ons geloof bou om die Heilige Gees te ontvang. Hoor 'n bietjie wat sê Jesus in Johannes 7 vers 38. Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, van die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Daar's iets van, as jy dit glo, gebeur het in jou lewe. Hoor 'n bietjie wat sê Jesus, as julle dan wat sleg is weet, hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat dit van hom vra. Jy moet dit vra. Jy moet dit glo en vra. In die derde plek, ontvang jy dit deur oplegging van hande. En letterlik deur Handelinge, behalwe by een geleentheid, waar Cornelius en sy hele huisgesin vervul was met die Heilige Gees. Elke keer sien ons dit gebeur met die oplê van hande. Ons weet dat Paulus was iemand wat die kerk gruwelik vervolg het. En toe kom hy tot bekering op die pad Damaskus toe. En toe het die Here Ananias na hom toe gestuur om vir hom te bid en sy blinde oë skielik begin sien en hy het die Heilige Gees ontvang. Reg deur die Bybel, Handelinge 19 vers 6 sê dat toe Paulus vir hulle die hande opgelê het die Heilige Gees op hulle gekom. En so kan ons aangaan. In die laaste plek, verwag die Heilige Gees in jou lewe. Baie keer voel ons so skuldig oor wie ons is en waar ons vandaan kom, die goed wat ons gedoen het, dat ons kan nie dink dat God sy Heilige Gees vir my sal gee nie. Maar God gee dit sonder die aanneming van persoon, sonder veroordeling, sonder verwyte vir elke persoon wat daarvoor vra.